Hallo maatjies. Eendag lank gelede, waar die geelhak en die blouhak groei, waar die swarthak gryp na jou enkels, waar die pyjama donkies die kweekgras kort hou en die kameelperde pesel in die soetdorings, waar die rooi spruit en die draaispruit kabbel oor die klippies, in die skaduwee van die Kransberge, was daar twee maatjies genaamd Dirk en Frik, en hulle was lief vir boomklim, en hulle was lief vir fietsry, en hulle was lief vir bergklim, en al die lekker dinge wat mens kan doen in die bosveld. En een spesifieke dag is hulle besig om af te jaag met bakkerspas, so vinnig soos wat hulle kan met hulle fietsse, met die groot vreugde daarvan, met die wind wat so waai deur die hare. En dit is net te pragtig soos hulle daar afkom om die draaie, een na die ander. En hulle besluit dat hulle is nou so warm van die fietsry, hulle gaan sommer gaan swem in die spruit op oom Tom se plaas. Nou oom Tom het 'n pragtige plaas, gedeelte daarvan is wildsplaas en 'n gedeelte daarvan dan is hy 'n saaiboer. Maar hierdie stukkie van die plaas is waar die grondpad gaan hier, so die groot pad gaan hier so oor 'n brug en daaronder is daar 'n lekker swemgat en hulle stop daarso. Trek hulle fietsse daar so agter 'n bos in, dat jy dit nie eintlik maklik kan sien nie, vat hulle weg van die pad af, en hulle gaan klim in die water, en hulle baljaar te lekker, en gouer eerder as later, toe begin hulle om te sê, maar dis nou tyd vir 'n bietjie klei laat speel, en hulle gaan pluk vir hulle self 'n lekker lat, en hulle kry 'n lekker groot wors van die klei, lekker dik swart potklei wat daar is, rol dit en pak hulle dit so bo op die lat en hulle mik daar so vir 'n klip wat hulle sit dit so bo op 'n rots, mik vir die klip en dan gooi so bes as wat hulle kan en dan trek dit pa en speel hulle vervale. En op 'n stadium terwyl Frik besig was om daai kant toe te gaan om die klip weer op te stel dat hulle weer van dit kan gooi, net soos hy sy kop so uitsteek hierso, looi Dirk vir hom daarso met 'n klei balletjie. En hy sê, "Hey, wat maak jy?" En hulle gryp daarso so vinnig so wat hulle kan weer klei en hy Frik gooi weer terug en dit is op en dit is af en hulle skuil so agter die rots en spring uit en gooi so vinnig so wat jy kan en kruip weer weg op en af en hulle speel net te lekker. En hulle raak toe moeg van die op 'n stadium en hulle stop en hulle gaan gryp vir hulle self daar 'n noemnoem of twee, daar's 'n noemnoem bos wat daar naby gegroei het. Dis 'n bos met sulke dubbeldorings. Die noemnoem is baie mooi. Jy moet net versigtig sy vruggies pluk. Hy het sulke rooi vruggies wat seker omtrent so groot is. En met 'n dik vel, maar lekker soet smaak. En hulle sit en hulle eet die so rustig en hulle geniet net die watertjies wat verbyvloei. En die volgende oomblik sien hulle het hom nie gehoor nie, maar hulle sien skielik hier so hierdie pragtige kudu-bul wat besig is om af te stap na die water. Nou, dis heel onverwags, want gewoonlik suip kudus vroegoggend en laatmiddag. Maar hier is hy besig om af te stap en hy stop en hy kyk so vir hulle en hy is so majestueus. Hy is so pragtig, sy vel blink, hy lyk so mooi. En sy horings is pikswart en het so 1, 2, 3,5 draaie. En die punte van die horings is nog donker gitswart. En maatjies, jy weet wat dit beteken. As die punte van die horings wit is, dan beteken dit dat dis 'n bul wat volgroeid is. En die punte van die horings het al begin om afgeskaaf te word en hy gaan niks groter word nie. Maar as die punte van die horings nog swart is, groei hy nog steeds. Hierdie gaan werklik waar 'n verstommende mooi kudu-bul wees. Hy's nou net op pad om alles te word wat hy kan. En Dirk en Frik kyk vir hom met sulke groot oë met verwondering. Hulle vergeet skoon om te kou aan die noemnoem wat hulle mond is. En terwyl hulle so kyk, bekom die kudu nader en hy wil net so staan en gaan water drink. En hier hoor Dirk en Frik skielik hier 'n voertuig wat stop bo op die brug. En daar is 'n stem wat sê, "Lekker, biltong is vroeg hierdie jaar."
skrik hulle. Dis die stem van Shorty Weideman, een van die grootste skrikke op die dorp. Shorty Weideman is alles behalwe kort, hy's 'n geweldige groot man. En Dirk en Frik sien hierso, want hulle is nou onder die brug in die skaduwee, sien hulle hierso hierdie hande wat so neer op die reëling van die brug vat. En hulle hoor 'n stem wat sê, Maatjie, gee my daai skietuister. Wat? Maatjie Skolts, die ander groot skobbejak op die dorp. Hy is so vol van tatoeëermerke en vol van die spiere met so 'n nek wat so dik staan soos 'n Brahmaan bulsin en hy so blink geskeer soos net kan kom. En hy is eers moeilikheid, Shorty Weideman en Maatjie Skolts op een plek. En nou wil hulle 'n skietuister hê en daar sien Dirk en Frik soos hulle staan die skaduwee van 'n wapen, van 'n geweer wat so oor die rand van die brug kom. En hulle besef, hierdie pragtige kudu gaan nou hier voor hulle oë doodgeskiet word. En hulle kyk vir die kudu, en hulle kyk vir mekaar, en hulle wonder wat hulle kan doen. En hulle kyk af hulle hande en hulle sien, maar die kleilaat is nog daar en hulle gryp so gou so wat hulle kan. En hulle laat wiel, gooi so vinnig so wat hulle kan en dit tref die kroeg op sy bout. En soos die kroeg getref word op sy bout, draai sy kop en die skoot gaan af en die skoot is mis. En daar hardloop hy weg. Hey, wat gaan hier aan? Wat is dit? En sien hulle skielik, dan sit nie net die groot hande of die geweer nie, en sien hulle hierdie enorme groot skaduwee van Shorty Weideman wat so hang hier so oor die rand van die brug en so afprobeer loer. Dirk en Frik kruip so weg hier onder die brug, dat net niemand kan sien dat hulle daar is nie. Hou die asem so. En sê, wat gaan hier aan? Wat is dit? En Maatjie Skolts sê vir Shorty Weideman, hey, en toe word ons dors, kom. Hy het nie gesien toe die klei spat so plaasgevind het op die kudu nie, want hy was besig om op daai stadium van die wedstryd sy sonbril skoon te maak. Hy het sy sonbril, hy het die groot sonbril wat hy aldag dra, hy het die afgehaal om het skoon te maak, en toe hy terug opsit, al wat hy sien is die kudu is besig om te hardloop. En Shorty sê, het jy nie daai klei gesien nie, het jy nie daai spat gesien nie? Nee man, net kom, ek's dors, kom ons ry. En hy klim in, en die deure klap toe, en daar ry hulle weg met die tollende bande. Dirk en Frik slaag 'n groot sug van verligting. Hulle het so groot geskrik, maar hulle is so bly, want oom Tom se kudu gaan leef vir nog 'n dag. Nou maatjies, die les van hierdie verhaal is dat dit maak nie saak van hoe klein jy is nie. Jy, klein soos wat jy is, kan 'n groot verskil maak. Want hulle kon nie die kool gestop het nie. Hulle kon nie vir Maatjie Skolts of vir Shorty Weideman gestop het, of hulle gesê het, jy mag nie so maak nie, of enigiets soos dit. Maar hulle kon kry dat die kudu moet koes en oorleef. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir hierdie maatjies wat saam luister na hierdie verhaal. Mag hulle, liewe Heer, U vertrou en doen wat hulle hand vind om te doen. Dankie, liewe Here. Bewaar en beskerm hulle elkeen. In Jesus naam asseblief. Amen. Mooi bly maatjies.